Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Maandag 1 Desember, type en antitipe. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons sê vir U baie dankie vir die voorreg wat U ons gee om hierdie voorbeelde van tipes en antitipes te kan leer. Liewe Heer, wees asseblief met ons harte en ons gedagtes, dat ons hierdie mag verstaan volgens U wil. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Bybelinterpreteerders kan nie na willekeur besluit wat 'n Bybelse tipe vorm nie. Ook nie hoe 'n betrokke tipe in die Nuwe Testamentiese era of daarna vervul word nie. Die skrif op sigself gee ons 'n aantal toetse en beginsels betreffende die toepassing van Bybelse tipologie. Insgelyks ontvou die Nuwe Testamentiese antitipes of wel vervullings in 3 onderskeidelike fases. 1. In die lewe van Christus, bekend as die Christologiese vervulling. 2. In die belewenis van die kerk, bekend as die ekklesiologiese vervulling, asook 3. In die eindtyd, bekend as die eskatologiese vervulling. Hierdie tipes en antitipes of vooruitwysings en vervullings is reg deur die Bybel te vind en is van groot nut omdat dit die leser help om die skrif te verstaan. Die leser identifiseer ook sodoende watter waarhede die woord van God leer aangaande Jesus, die verlossing van die mens en die groot hoop wat ons as gelowiges koester. Kyk na die volgende Ou Testamentiese tipes of vooruitwysings. Israel van ouds, die uittog uit Egipte, as ook die heiligdomstelsel. Hoe word elkeen in die 3 antitipiese fases, dit wil sê Christologiese, ekklesiologiese en eskatologiese fases vervul? By punt nommer 1, Israel van ouds, kyk ons na Christologiese fase in Matteus 2 vers 15. En hy was daar tot die dood van Herodes, sodat die woord vervul sou word wat die Here gespreek het deur die profeet: uit Egipte het ek my seun geroep. Ons volg dan met die ekklesiologiese fase in Galasiërs 6 vers 16 wat lees: en mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël en oor die Israel van God. Ons volg dan met die eskatologiese fase in Openbaring 7 vers 4 tot 8 sowel as vers 14. En ek het die getal van die verseeldes gehoor, 144.000 verseeldes uit al die stamme van die kinders van Israel, uit die stam van Juda 12.000 verseeldes, uit die stam van Reuben 12.000 verseeldes, uit die stam van Gad 12.000 verseeldes, uit die stam van Aser 12.000 verseeldes, uit die stam van Naftali 12.000 verseeldes, uit die stam van Manasse 12.000 verseeldes, uit die stam van Simeon 12.000 verseeldes, uit die stam van Levi 12.000 verseeldes, uit die stam van Isaskar 12.000 verseeldes, uit die stam van Sebulon 12.000 verseeldes, uit die stam van Josef 12.000 verseeldes, uit die stam van Benjamin 12.000 verseeldes. En ek sê vir hom, my Heer, U weet dit, en hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die lam. Ons kyk nou na punt nommer 2, die uittog uit Egipte. Eerstens die Christologiese fase in Matteus 2 vers 19 tot 21. En na die dood van Herodes het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte verskyn en gesê: staan op, neem die kindjie en sy moeder en gaan na die land van Israel, want hulle is dood wat die lewe van die kindjie gesoek het.
En hy het opgestaan en die kindjie en sy moeder geneem en in die land van Israel gekom. Ons lees die eklesiologiese fase uit 2 Korintiërs 6 vers 17. Daarom, gaan onder hulle uit en sonder hulle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. Ons lees dan die eskatologiese fase uit Openbaring 18 vers 4. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Voorbeeld nommer 3, kyk ons na die heiligdomstelsel. Die Christologiese fase lees ons uit Johannes 1 vers 14. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Ons lees ook Johannes 2 vers 21. Maar hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek. Ons lees ook Matteus 26 vers 61. Maar op laas kom daar 2 valse getuienis en sê, hierdie man het gesê, ek kan die tempel van God afbreek en dit in 3 dae opbou. In die eklesiologiese fase kyk ons na 1 Korintiërs 3 vers 16 en 17. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle. Ons lees ook 2 Korintiërs 6 vers 16. Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Vir die eskatologiese fase lees ons Openbaring 3 vers 12. Wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal nooit weer uitgaan nie, en ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdal, en my nuwe naam. Ons lees dan Openbaring 11 vers 19. En die tempel van God het in die hemel oopgegaan en sy verbondsark is in sy tempel gesien en daar was weerligte en stemme en donderslae en aardbewing en groot haal. Dan lees ons in Openbaring 21 vers 22. En 'n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God die Almagtige is sy tempel en die Lam. Openbaring 21 vers 22. Ons lees dan nou 'n aanhaling uit Handbook of Seventh-day Adventist Theology, bladsy 6-5. Siende dat die skrif 'n enkele skrywer te wete van die lewende God het, sluit die onderskeie Bybeldele bymekaar aan. Alle Bybelleerstellings toon 'n logiese samehang met die gevolg dat die uitleg van afsonderlike skrifgedeeltes in harmonie met die skrif se totale leer oor die bepaalde onderwerp sal wees. Handbook of Seventh-day Adventist Theology, bladsy 6-5. Waarom sukkel mens om te verstaan wat 'n bepaalde skrifgedeelte probeer sê? Wat doen jy in sulke gevalle?